waterstroom in elke blad, op elke bos en boom. Die Bybel wat het staan, waar alles begin, hoe alles ontstaan. Wyse woorde, 'n ou verhaal, die mooiste storie elke maal. Kom luister mooi, ons wil genoeg na die Bybelstorie. Die Bybelstorie. Lang gelede het Jesus deur die land gereis en die inwoners geleer hoe om goed te wees vir mekaar en om lief te wees vir God. Baie mense het mooi geluister en uit Jesus se stories geleer, maar party het nie verstaan nie. En dan het hulle vrae gevra. Hy's altyd vol stories, maar kyk net nou, daar sit hy saam met sy vriende, die belastinggarders. Wat dink jy doen jy, Jesus? Hoe kan jy hier saam in die sondaar sit? Jy kan mos nie 'n leermeester wees wat deur God gestuur is as jy sit en klets met belastinggarders nie. Al wat hierdie mense doen is om ons geld te vat en dit vir die keiser te gee. Ons het gehoor jy eet self saam met hierdie mats. Almal weet hulle het hulle rug op God gedraai. Ek is seker God wil niks met hulle uit te waai nie. Wat raak hulle jou? Alle mense is spesiaal in God se oë. Laat ek julle 'n storie vertel. Lank gelede was daar 'n skaapwagter met 100 skape. Maar eendag het hy een van sy lammers verloor. Jesus het vertel hoe graag die skaapwagter al sy lammers wou beskerm. Hy het gesoek en gesoek. En na baie moeite die skaapwagter het daardie aand fees gevier omdat hy teruggekry het wat hy verloor het. Dit mag dalk so wees, Jesus, maar die skaapwagter het net sy werk gedoen. Daar is meer vreugde in die hemel oor iemand wat eers verlore was en dan gevind word. Iemand wat sy lewe om God se ontwil verander, as oor 99 mense wat nie hoef te verander nie. Jesus het hulle toe vertel van 'n vrou wat 10 silwermuntstukke gehad het. Maar sy het een van die muntstukke verloor. Toe die vrou agterkom dat sy die muntstuk verloor het, was sy baie ontstel. Sy het die hele nag lank na haar verlore muntstuk gesoek. Sy het haar vriendinne vertel en hulle was net so bly soos sy. Want sy het teruggekry wat sy verloor het. En dieselfde met God. Dit is hoe hy oor mense voel. Glo my, in die hemel sing die engele elke keer wanneer iemand sê dat hy al sy sondes bely en in God glo en dat hy daarom 'n beter lewe wil lei. Ja, maar Jesus, in hierdie twee stories het die skaapwagter en die arm vrou albei tog waardevolle dinge verloor. En alle sondaars, veral belastinggarders, is nuttelose, slegte mense. Nou goed, daar's nog 'n storie.
'n storie oor vergifnis en liefde. Daar was 'n man wat nie net 'n ryk boer was nie, maar ook 'n liefdevolle pa. Julle twee. Die pa het probeer om sy seuns te leer hoe om na allerlei dinge om te sien. Daar sê baie dankie, Ruben. En waar is jou... 'n bietjie hierso en 'n bietjie hierso en Benjamin nou seun. Hier julle. Al het sy seuns hemelbreed van mekaar verskil, het hy hulle albei ewe lief gehad. Die pa het gehoop dat hulle sou groot word om hardwerkende boere te wees. Maar soos die jonger seun groter geword het, het hy van ver plekke gedroom. Hy wou nie meer op sy pa se plaas bly nie. Die seun, Benjamin, het die volgende dag besluit om van die huis af weg te gaan. Vader, ek het laasnag die allerwonderlikste droom gehad. O, regtig? Wat het jy nogal gedroom? Ek het op die rug van my beste perd in die stad gery. Ag so, wel, die stad is 'n wonderlike plek om net te besoek. Almal het na my gekyk en my toegejuig, want ek was aantreklik, slim en baie Maar ryk. natuurlik, dis mos die waarheid, ou seun. Ek kan goed verstaan dat vader tevrede is met die plaaslewe. Enige goeie boer sal wees. Maar dit is nie vir my nie. Daar is dinge wat ek moet doen. Daar is plekke waarheen ek nog moet gaan. Wat sê jy vir my, ou seun? Verlaat jy nou die huis of wat? Vandag nog. Vader het nog altyd beloof dat ek en Ruben 'n groot erfenis sal kry. Vader het gesê baie geld. Daai geld is vir jou toekoms bedoel. Ag toe asseblief vader. Ek wil my geld graag nou hê. Luister, ek moet net die wêreld sien. Ek wil vandag nog begin. Maar Benjamin se pa wou nie gehad het sy seun moes gaan nie. Hy het geweet dat hy hom baie sou mis. Reg, my seun. Hier. Dankie vader, baie dankie. Mense, nou is ek ryk. Ai, wat is nie regverdig nie? Hy kan mos nie nou al sy geld kry nie. Hoe kan hy sommer net gaan? As dit is wat hy wil hê, mag hy dit maar doen. Dis nie nodig om vader oor die plaas te bekommer nie. Ruben is ten minste hier. Maar Benjamin, ek gee vir jou ook om. Ek gaan jou baie mis, my seun. Ag, dit sal goed gaan met my. Totsiens vader, totsiens Ruben, hier kom ek, wye wêreld. En toe waai totsiens vir jou broer Ruben. Al wat Benjamin se pa kon doen was om te hoop dat hy sy seun weer eendag sou sien. Nou is ek klaar met vuil hande en werk totdat my rug wil breek. Ek sien uit na 'n gemaklike lewe. Kyk net, wat 'n wonderlike uitsig oor die stad.
was die eerste keer wat Benjamin in 'n groot stad gekom het en hy wou alles koop wat sy oë gesien het. Kom in. Kyk hier. Nou toe, wat dink jy, hè? Al wat ek nou nodig het, is om op 'n magnifieke perd te ry, sodat almal in die stad my kan sien. $37, $38, $39, $40. Jy het sopas die beste perd in my stal gekoop, hoor. Wel, ek verdien dit om net die beste te hê. Sê my, wil jy nog daai myl hê? Ag nee, wat? Hy herinner my net aan my vader se plaas, dis al, vat jy hom maar. Wel, nie een van my perde is 40 muntstukke werd nie, maar hierdie myl is ten minste 2 keer soveel werd. Maar een ding wat ek geleer het is dat 'n dwaas nie weet hoe om met geld te werk nie. Oh, ek het alweer iets anders gesien wat ek wil koop. Dit kan my nie traak wat dit kos nie, ek moet dit net hê, ek moet. Ek gaan die stad se mense vandag beïndruk soos wat hulle nog nooit beïndruk was nie. Kom aan, Fergie. Vader, ek het 'n inventaris van al ons diere opgestel. Dankie, Ruben. Dis baie gaaf van jou. Dit was 'n groot taak, Oseer. Ek sit nou net en dink weer hier aan jou broer. Jy mis hom seker net soveel soos ek. Die seun het sy geld nog net so vrylik bestee. Hy het nog nie sy les geleer nie. Ek is jammer, u sal nou moet gaan. Daar's gaste wat vir my wag, meneer. O, dit spyt my, meneer, ek vra om verskoning. Wat van 'n lekker groot sagte kussing vir u? Benjamin het tog steeds net aan homself gedink. Dames en here, vir vermaak terwyl u eet, wie Era en sy snaakse aapie. Ek moet eenvoudig daai aapie hê. Verskoon, meneer, maar u is nou al 'n week lank 'n gas in my herberg. Mag ek u vra om die rekening te betaal? Wat pla jy my so vroeg in die oggend net vir geld, hè? Skuld! Niks werd! Lyk my herberg uit! Jou dierklere sal my as betaling moet dien. Eensklaps was Benjamin alleen en baie honger. Wat op aarde gaan ek nou doen? Vir die eerste keer in sy lewe moes hy vir kos bedel. Net iets te ete. Bietjie oorskiet kos asseblief. Vergeet dit, ons gee nie kos verniet weg nie, skort.
As die seun geld vir kos wou hê, sou hy moes werk en hy was bereid om enige werk te doen. Maar die enigste werk wat hy kon kry, was die vuilste wat daar was. Ai, stadig. Moet julle nie nou soos varke gedra nie. Ek is so honger, my maag rommel soos 'n donkiekar. Dankie, klein varkie. Dit was daarom baie dom van my om hier te beland, maar daar's niks verkeerd met 'n vark ook nie. Dis nou as jy 'n vark is, maar dis nie vir my bedoel nie. Op my vader se plaas het almal, selfs die plaasarbeiders, ten minste 'n plek gehad om te slaap en genoeg om te eet. Wag 'n bietjie, ek sal maar teruggaan. Ag, vader sal my nie as 'n seun wil terug hê nie. Nie nadat ek hom so sleg behandel het nie. Maar enige iets is beter as die gemors. Dalk bied hy my werk aan as 'n plaasarbeider. Ek gaan nooit weer my vingers klap soos ek hier geleer doen het nie, dis seker. Daar en dan het die seun besluit om terug te gaan huis toe, met die hoop dat sy pa hom nie sou wegstuur nie. Oh? Dankie tog. Hy het teruggekom. Ja, maar seun het huis toe gekom. Benjamin, my seun het teruggekom huis toe. Ja. Oh! Wat sê hy, my broer? Is hy so waar terug? Nee, wat is glad nie 'n goeie gedagte nie. Ek twyfel of vader eers met my sal wil praat. Oh, te laat. Oh, gaan hy kwaad wees? Vader, ek is jammer dat ek weggegaan het. Mag ek vra dat ek net 'n arbeider op die plaas mag wees? Ek is nie eers werd om meer seun genoem te word nie. Welkom terug, my seun. Ek is so bly jy is weer tuis. Wat? Ons moet onmiddellik 'n partytjie reël. Vader, ek verstaan nie. Ons moet sorg dat daar baie te eet en te drink is en reël musikante. My seun het veilig teruggekom. Maar die ouer seun was jaloers op sy broer. Luister, kyk wat jy loop. Sê maar, is dit nie reg so, meneer Ruben? Nee, die ding is verkeerd. Alles is verkeerd. Die pa het sy verlore seun terug verwelkom. En die seun het besef hoe lief sy pa regtig vir hom was. Musiek net vir jou. Oh, wonderlik. Geld is op my voete seer, weggeloop en my les geleer. Hart gebroken, altyd maar op reis, tot ek teruggekom het na my vaders huis. Ek voel so goed om weer thuis te wees, klaar geswerf soos 'n dwalende gees. Ek bly hier sonder skuld of vrees. Ek voel so goed om weer thuis te wees. Ek voel so goed om weer thuis te wees. My seun is terug, dit sien jou mos. Dek die tafel en bring die kos. Tyd vir dans, tyd om te prys. My seun is terug hier in my huis. Kyk my seun
seun het teruggekeer, klaar geswerwe en sy les geleer. Dit raak nie wat ook al gebeur, kyk my seun het teruggekeer, kyk my seun het teruggekeer. Ek het nooit kon droom, my vader sou my met oop arms terug ontvang nie. En kyk nou net wat 'n groot onthaal, 'n feestelike maal. Kyk my seun het teruggekeer, klaar geswerwe en sy les geleer. Traat nie wat ook al gebeur, kyk my seun het teruggekeer. Ek voel so goed om weer thuis te wees, klaar geswerf soos 'n dwaalende gees. Ek bly hier sonder skuld of vrees, dit voel so goed om weer thuis te wees. Dis goed my seun om weer thuis te wees. Waar is Ruben? Ons kan nie sonder hom fees vier nie. Huh? Huh? Ons mis jou by Benjamin se partytjie. Maar ek stel nie belang nie. Dit mos nie regverdig nie, Vader. Vader, ek het hier aangebly en Vader met die plaas gehelp. En ek het nooit 'n partytjie gehad nie. Maar sodra my lui broer besluit om terug te kom huis toe, word daar 'n groot fees gevier. My seun. Enige tyd wat jy 'n partytjie wil hê, sal jy dit kry. Luister, ek is lief vir jou met my hele hart, Ruben, maar vandag is 'n spesiale dag. Jou broer het teruggekom. Soos hierdie boom wat ons geplant het toe jy klein was. In die winter is hy kaal en 'n mens mag dalk dink hy's dood, maar in die lente is hy weer groen en vol lewe. Ek is bly en gelukkig, want ek het lank gedink my seun is dood, maar hy lewe. En nou is hy veilig hier by ons. Toe kom, vier nou fees saam met my, hè? Help! Ruben! Ek was so onbedagsame broer. Kan jy my ooit vergewe? Welkom terug, my broer. Die Vader is net soos God. Hy is vol blydskap en vergifnis wanneer iemand wat die pad byster was, besluit om hom te volg, ongeag wat ons gedoen het of wie ons is. God sal altyd lief wees vir ons. Ons is glad nie oortuig nie. Ja, God vergewe selfs die Fariseërs. Al die ander het geluister terwyl Jesus daardie dag nog stories vertel het. En hulle het geleer dat elke kind, elke man en vrou vir God kosbaar is.